susters? Ek is baie bly om julle hier te sien en dat die wind nie vir julle weggewaai het nie. Dat ons almal vanoggend hier is. Baie dankie daarvoor. Goed, broers en susters, kom op, begin sommer by, jy sal nou vanoggend sien op die liturgie. Begin ons by Psalm 23 en ons hardloop deur tot by die vonke. Ons het so 'n wonderlike liedskat in terme van die liedboek, maar dan ook in terme van die vonke waarmee ons deesdae baie te doen het. Dat dit wonderlik is om ons liedskat so uit te brei. En daarom dat ek so in die oggende nou ons so van die begin af deur die vonke vat, sodat ons net so 'n bietjie ons repertoire groter maak. Dit vat so 'n bietjie inspanning, maar ek dink vanoggend het bewys dat toe julle die middelste lied gesing het, het dit regtig baie mooi geklink. En ek dink hierdie laaste ook, as 'n mens agterkom hoe die ritme werk, dan se vinnig, dan kom 'n mens agter hoe die lied werk. So ek dink baie dankie dat julle saamwerk en dat julle 10 voor begin, maar ek dink kom ons sit ons skouer in en ons oefen hierdie en dan gebruik ons dit sommer ook as 'n opwarming vir ons erediens, né? So vandag het julle nou die geleentheid om van Psalm 23 regdeur die liedboek tot by die vonke te sing. So kom ons sing vanoggend heerlik saam. Goed, broers en susters, en dan wil ek net vinnig bietjie die verjaarsdag hanteer en kyk wie's hier en wie's nie hier nie. Ek het hulle agterop ook, net seker maak die alles. Goed, kom ons kyk gou-gou, is Aida vanoggend hier? Ek het nie vir Aida gesien. Niels, welgemoed, Niels, hier's jy. Ons skuld jou 'n kaartjie en ons skuld jou meisiekind 'n sakstokkie wat jy dit al het in 2 weke wat verby is vir jaar. Baie hartlik geluk. Tanya, ek hoop dit was vir jou 'n mooi verjaarsdag. Jan van Grenen, Jan vanoggend hier, daar is jy. Hy het ook al 'n bietjie terug die jaar, maar ons vergeet gelukkig nie. Willie Porter het Jan, jy het op die kaartjie. En Willie, jy het ook al 'n rukkie terug verjaar, wat dit vir jou 'n baie rustige en geseënde jaar is. Ek het nie vir Babs gesien vanoggend nie. Goed, het ek nou uitgelaat. Nou wil nie skam wees nie, iemand moet namens jou hand opsteek as hy nie wil nie. Ons kyk gou. Twee, daar agter, Gysbert en Simelda, wat in hierdie week wat kom vir jou. Ek geweet ek mis iemand. Kryp hulle al twee hier weg, maak dit vir julle baie lekker verjaarsdag wees en 'n rustige week. Goed. So seker het ons het nou almal geluk gewens vanmôre. Goed. Dan, broers en susters, wil ek gou sien, is daar iemand wat vanoggend by ons is vir die eerste keer dalk? Wat ook weer by ons kuier dalk vanmôre? Daar se hand. Goeiemôre, wil jy net vir ons sê wie jy is asseblief? Goeiemôre. Hartlik welkom by ons. Goed. Enigiemand anders, ek het dan nie verder gekyk nie. Is nog iemand. Sê asseblief. Baie welkom by ons. Zeg gaf ons speciaal maar. Is Boer Strauss. Wie is dat? Boer Strauss. Baie hartlik welkom by ons. Ja. Baie hartlik welkom by ons. Ek ken verloos van my studentes. Port Elizabeth. Ja. Kan daar nog onthou. Maar hartlik welkom by ons vanoggend. Goed, broers en susters, dan wil ek net herinner, julle het die Moedersdag wegteken gesien hierso. Julle moet julle kaartjies koop asseblief, dat julle nie die vrouens in julle lewens teleurstel nie. Maar ek dink, vrouens maak seker en koop soms vir jouself 'n kaartjie ook. Goed, die kinders weer is kinderkerk, dan sommer sien wie's minimum van ons kinders vanmôre hier. So hulle is lekker by die kinderkerk en ek hoor hulle kry alweer 'n sweetie of ietsie. En hulle moet nog steeds nie, ek moet kinderkerk toe gaan. So. Goed, en dan broers en susters, volgende week het ons weer ons maandelikse jeug saamkuier. Ek weet nog nie presies wat ons dit noem nie, want ons wil dit informeel hou.
En hierdie keer gaan ons bietjie kuier by die studentegemeente Philadelphia. So en ek sê weer, dis ook vir enigiemand. Dis nie net vir die jeug nie, dis ook vir enigiemand. Enigiemand wat wil saamgaan. Ons gaan 5:30 hier by die kerk bymekaar kom en dan gaan ons inklim. Gelukkig kan my bus so daarom so 7 ander vat en dan ry ons Philadelphia toe en ons gaan kuier saam met Philadelphia saam met studente en dan kom ons weer terug. So julle is baie hartlik welkom om saam te kom, om so 'n bietjie saam te gaan kuier daar by die studentegemeente. Goed, ek dink dis alles wat ek wou sê, broers en susters. Jy sien daar die liturgie, ons bly sit tot by die lofsang en dan staan ons vir die lofsang asseblief. Kom ons raak so oomblik rustig voordat ons met die erediens begin en dan gaan ons aan. Uit donker dieptes roep ek, Here, U roep ek aan. Hier waar aan leed gekluister, ek vrees om te vergaan. Sal U, o God, tog luister, U oor gedraai na my. U wat uit nood en wanhoop, U gunsgenote begelei. van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
O Here, God van genade, verlos ons om Jesus ontwil van ons lauwheid. Steek die vuur van die Gees in ons aan. Neem die hart van klip in ons binneste en maak dit 'n hart wat vir U ontvanklik is. 'n Hart wat U sal liefhê, loof en aanbid, wat U volg en vreugde daarin vind. Amen. Here ons Here, voed ons geloof deur U woord en deur die Gees. Want soos pasgebore kindertjies, smag ons na melk. Smag ons na U woord, na die suiwer geestelike melk, sodat ons daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Here ons Here, lei ons vanoggend om werklik na U woord te luister. En gee Here dat ons bereid sal wees om daarop te antwoord. Nie net deur wat ons sê en wat ons sing nie, maar om daarop te antwoord as ons môre nie hier is nie, maar by ons werk of by skool of iewers waar ons besig is. Dat ons daar sal onthou. Ons het gesmag na U woord. En U woord is die een wat in ons lewens al die verskil maak. Geef vir ons nou 'n hart wat luister, gedagtes wat stil word, en die oortuiging om dit ons eie te maak. Al is dit baie keer moeilik om te hoor, en om daarvolgens te gaan leef. Nie omdat ons dit enigstens wil of kan of verdien nie, maar in die naam van Jesus ons Here en ons Verlosser. Amen. Ons skriflesing van broers en susters is 1 Petrus 4,
Ons lees daar die eerste 11 verse. Ons is nog altyd in lydenstyd, maar ons is ook besig met ons ontdek jou plek. En hierdie week is week 5 en dis 'n interessante een, dis waar mense die gawes ontdek wat jy het, waarmee jy reeds toegerus is, sodat jy daarmee kan gaan leef. Luister na 1 Petrus 4, daar vers 1 tot 11, waar dit ook in 'n mate gaan oor lyding. En ons is in lydenstyd, so kom ons hoor wat 1 Petrus vir ons wil leer oor lyding. Die eerste opskrif daar is, wie gelei het met die sonde afgereken. Omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook met die gedagte wapen, dat wie liggaamlik gelei het, met die sonde afgereken het. Vir die res van sy aardse bestaan, word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. In die verlede, toe julle nog heidene was, is julle lewe lank genoeg beheers deur julle heidense begeertes, losbandigheid, welis, dronkenskap, swelg en drinkpartye en afskuwelike afgoderry. Nou vind die heidene dit vreemd, dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie, en hulle beswadder julle. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom, wat klaar staan om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Daarom is die evangelie immers ook verkondig aan die wat nou dood is, sodat, hoewel hulle as mense onder die oordeel was om na die liggaam te sterwe, hulle na die gees sal lewe, soos God lewe. Na die volgende opskrif daar, dien mekaar met julle gawes. Die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as 'n mens so vir 'n oomblik gaan dink oor die mense met wie hier eerste gepraat word, dan verstaan ons dat hierdie brief geskryf is vir mense wat meestal uit die heidendom gekom het en Christene geword het. Maar ons verstaan 'n tweede ding van hulle, en dit is dat hulle vreemdelinge is in hulle eie wêreld. Die Jode wat weggevlug het uit hulle bekende wêreld, is letterlik vreemdes en vreemdelinge daar waar hulle nou bly. Die heidene het ons nou gehoor, moes wegstap van alles wat vir hulle bekend was. En hulle moes uiteindelik ook hierdie vreemdelingskap in die wêreld aanneem. Die kerk in daardie tyd het nog nie struktuur gehad nie. Daar was nie borde nie. Dit was 'n groep mense wat bymekaar gekom het, gewoonlik in 'n huis. En dan het hulle daar aanbid. Selfs 'n ding soos 'n liturgie het nie daardie tyd al vaste orde gehad nie. Hulle het maar saamgebring die Jode wat hulle geken het in die tempel en wat hulle geleer het daar waar hulle bymekaar gekom het. En die heidene het kom leer wat dit beteken om nie 'n afgod te dien nie, maar om God te dien in Jesus Christus. En dis binne hierdie eienaardige samestelling van mense en omstandighede wat hierdie mense moes leer wat dit beteken om 'n Christen in hierdie wêreld te wees. En die ding wat Petrus vir hulle hier sê is, julle moet fokus op julle lewe in Christus. Dis die belangrikste ding. Al die ander goed sal in plek val as jy fokus op
wat dit beteken om die Here in hierdie wêreld te dien. En dit het beteken, en dit is nogal die interessante ding wat hier na vore kom. Hy sê vir hulle 2 goed wat ontsettend belangrik is. Hy sê vir hulle, in die eerste plek moet julle 'n voorbeeld wees van wat dit beteken om 'n gelowige te wees. En dan sê hy vir hulle 'n tweede ding, hy sê vir hulle, maar julle moet ook mekaar dien. Dis waarvoor julle hier is, dis waarvoor julle saam is. As jy hierdie 2 goed reg kry, om 'n voorbeeld te wees, en dit is nie net 'n voorbeeld van hoe maklik dit is om 'n gelowige te wees en hoe jy in liefde leef nie, dis ook 'n voorbeeld van wanneer jy ly. Dat jy in Jesus se voetspore sal loop wanneer jy ly. En 'n voorbeeld sal wees van 'n gelowige wat in sy lyding Christus verheerlik. Dan sê hy vir hulle, dan sal julle dit regkry om hierdie lewe te leef en 'n seën te wees in die wêreld waar julle eintlik op hierdie oomblik vreemdelinge is. So in steede daarvan om vas te val by ek's 'n vreemdeling in hierdie wêreld en ek kry swaar, moet jy jou lyding gebruik om 'n voorbeeld te wees. En moet jy kies om ander te dien. Om juis as 'n vreemdeling ander mense te dien. Al hierdie goed sê hy deur hulle hele lewe te koppel aan Jesus Christus en aan die voorbeeld wat hy vir hulle gegee het. In lydenstyd leef ons so in die voetspore van die Here wanneer hy Jerusalem nader en uiteindelik daar veroordeel word en aan 'n kruis hang en sterf. Dis waarmee ons besig is in lydenstyd. En die kragtige boodskap van sy lyding is dat hy gekies het vir hierdie lydingspad. Dat hy gekies het om ter wille van ons hierdie lyding op hom te neem. En dat hy dit gedoen het met grasie. Dat hy dit gedoen het met 'n openheid. Dat hy doelbewus hierdie pad gekies het ter wille van ons. Maar dat hy ook oorwin het. En dat ons nie net deel is van sy lyding nie, maar ook van sy oorwinning. En broers en susters, dit is die diepste inspirasie vir enigeen van ons se lewens. Daar waar jy soos 'n vreemdeling voel in jou wêreld. Waar mense anders optree as wat jy kies. Waar jy uitdagings beleef omdat jy kies om aan die Here getrou te bly. Waar dit gewoon vir jou moeilik is om liefde te bewys van mense om jou maak dit vir jou moeilik. Daar onthou jy, as ek kies om in die voetspore van my Here te loop, dan kies ek om hierdie swaar kry, hierdie lyding wat oor my pad kom, met grasie te hanteer. Om ook daarin 'n voorbeeld te wees van hoe 'n Christen ook met lyding werk. En dat lyding 'n mens iets leer. Dat jy altyd moet gaan vra, wat is dit wat ek uit hierdie gebeure moet leer? Wil die Here my geloof versterk? Wil hy vir my 'n dieper insig gee in wat 'n mens beleef as jy swaar kry? Wil hy vir my leer om meer empatie te hê met ander wat swaar kry? Wat is dit wat ek leer in dit wat ek beleef? Jesus Christus het deur die manier wat hy gelei het en wat hy gesterf het, vir ons 'n baie goeie voorbeeld nagelaat van hoe jy met jou eie lewe en jou eie swaar kry werk. Dat jy in sy voetspore loop, dat jy geduldig bly, dat jy genadig bly met ander, en dat jy nog altyd God verheerlik in jou omstandighede. Daar is nie 'n groter voorbeeld van genade en van God se liefde en van 'n mens se oortuiging as iemand wat in sy swaar kry, dit reg kry om ander mense te inspireer
omdat hy bly God verheerlik en God dien in dit waarmee hy besig is. Christus het vir ons gelei. In die Ou Testament is daar die mooiste beeld wat toegepas word op Jesus en wat hy gedoen het. Soos die lam wat geoffer moes word, terwille van die sonde van die volk. So word Jesus vir ons geteken. As hierdie lam, wat in ons plek kom staan, ons lyding dra, ons straf dra, en uiteindelik ook die dood op hom neem. Sodat die dood vir ons nie meer straf is nie, maar die deur tot oorwinning. Dat Jesus homself vrywillig aanbied as hierdie lam wat in ons plek sterf ter wille van ons. Hy is ons offer. Hy is ons liefde. Hy is ons genadige geskenk. En hy is oorwinning. Wat Petrus hier vir hierdie mense probeer verduidelik, en ons moet dit baie duidelik hoor vandag, broers en susters, is dat daar 'n sekere lewenstyl is wat 'n gelowige navolg. En dit lyk geheel en al anders as die styl wat mense handhaaf in die wêreld. Hy probeer vir hulle verduidelik dat hulle hierdie vreemdelingskap in die wêreld, hierdie gevoel dat jy nie heeltemal inpas nie, dat daar nie heeltemal vir jou plek is nie, dat jy dit moet gebruik tot jou voordeel, en tot voordeel van die koninkryk van God. Want jy moet juis nie inpas nie, en jy moet juis voel asof jy 'n vreemdeling is. En dit moet vir jou wees dat jy die heeltyd besef, my plek is in die koninkryk van God. My plek is by God. Nie hier op die aarde nie. Maar ek is hier, want ek het 'n doel. Die Here stuur my, om te gaan leef vir hom. Om hom te dien. Maak nie saak wat my omstandighede is. En daarom is dit asof 1 Petrus hier vir ons hierdie lewenstyl met sekere reëls wil neerlê. Nou nie reëls soos wette nie, maar goed wat ons die hele tyd 'n gedagte moet hou van, as ek in hierdie wêreld leef vir die Here, dan doen ek hierdie klomp goed. En dan doen ek my beste om by hierdie goed uit te kom. En dit is wat 1 Petrus 'n nuwe lewenstyl noem. Nou sal ek dit natuurlik kontrasteer met dit wat 'n ou lewenstyl is. En kom ons luister 'n bietjie wat hoort by die ou lewe. Daar hoort trots en leuns en plesier en geld en mag. Maar as hy praat van 'n nuwe lewe en 'n nuwe lewenstyl, dan sê hy, ons as gelowiges bou ons lewe op waarheid, op nederig wees, eerlik wees, op integriteit en die absolute begeerte om God altyd te verheerlik. Natuurlik lyk iemand wat hierdie waardes nastreef na 'n vreemdeling in hierdie wêreld. Want wat is jy nie as jy nie mag het nie? En as jy nie trots kan wees op jouself nie? En as jy nie eerste is in hierdie wêreld nie? Hoe kan 'n mens gaan kies om naaste te wees? Hoe kan 'n mens werklik gaan kies vir waarheid, hoë mag, vir nederigheid, vir eerlik wees, vir integriteit in 'n wêreld waar hierdie goed omtrent geen bydra lewer, geen gewig dra nie, waar mense 'n mens eintlik uitlag. En broers en susters, dit moet 'n mens besef van hierdie eerste Christene, en dis nog altyd waar vir Christene. Hierdie eerste Christene, veral die heidene, moes agterlos wat hulle geken het. Dink vir 'n oomblik daaraan wat dit beteken om jou lewe, jou huis, jou kultuur, jou godsdiens, alles, jou standvastigheid, dit wat jy nog geken het vandat jy 'n kind is,
dat jy dit alles agterlos en heeltemal 'n nuwe lewe begin. Maar dit is wat gevra is van hierdie heidene, dat hulle alles moes afstaan. Maar dan is die belofte daar, dit wat jy verloor, kry jy veelvuldig terug in die huisgesin van God. Jy kry broers en susters, jy kry 'n lewe, jy kry 'n doel. Jy kry alles wat jy nodig het. Jy word toegerus vir hierdie lewe deur God. Jy het sy gees wat elke dag by jou is. En broers en susters, as ons nou 'n bietjie 'n slag dink oor wat dit is, wat die Here van ons vra om agter te laat, omdat ons deel is van sy huisgesin en van sy koninkryk, dan besef ons dat dis juist die goed wat jou lewe steel, wat jou hart steel, wat jou gees belemmer, wat die Here vir jou sê, laat agter. Dis 'n gejaag na leë goed, wat die Here vir jou sê, laat dit agter. Wees soos 'n vreemdeling teenoor hierdie goed. Kies vir die waardes en die goed wat werklik vir jou sin en betekenis in jou lewe gee. En dit vind jy net in dit wat die woord vir jou leer. En dit wat in die koninkryk beskikbaar is. En dis die keuse wat ons maak, broers en susters, elke dag. Ja, en miskien is dit vanoggend maklik om daardie keuse te maak, want hier sit ons, almal as gelowiges, as deel van een huisgesin. As mense wat dieselfde waardes laat weer klink, in dit wat ons bely, en dit wat ons sê, en dit wat ons sing. Maar môre, as ek daar by die werk is en daar's uitdagings, as ek by die skool is en daar's mense wat met my lelik is, as daar goed oor my pad kom en my finansies werk nie uit nie, en ek kry swaar, of ek is siek, of wat ook al met 'n mens gebeur, dis dan wanneer die uitdaging kom. En is dan wanneer jy jouself juist daarop moet toelê, ek moet ook in my swaar kry en in my probleme, en wanneer dit vir my voel daar lê 'n berg op my, moet ek nog steeds in die voetspore van die Here hierdie lyding verduur met blymoedigheid. Dat ek die Here se naam kan verkondig. Moet ek my skuilings en my veilige plek by die Here gaan soek. Dis waarom ons vanoggend met Psalm 23 begin het. Dat ek ook daar waar ek in die wêreld rondloop sal sing, die Here is my herder en ek kom niks kort nie. Dis hy wat vir my sorg, dis hy wat vir my by rus bring. Dis hy wat my na die rivier toe vat sodat ek water het om te drink en 'n plek om te rus. Dis hy wat vir my 'n tafel dek waarby ek kan aansit en waarby ek gevoed kan word en versterk kan word deur hom. 'n Tafel waar daar nie vir die wêreld plek is nie. Waar daar net plek is vir die kinders van God. Waar God sorg dat ons versorg word en versterk word. En waar hy ons gereed maak om terug te stap in die wêreld in. Met moed en met oortuiging en geloof en blymoedigheid. Ons vind ons troos, broers en susters, in die feit dat ons deel is van Jesus se lyding en van sy oorwinning. Dis hoekom ons hier is. Omdat God ons hier geplaas het, waar ons vir hom kan werk, namens hom kan besig wees en sy naam kan verheerlik. Al beteken dit dat ek en jy soos vreemdelinge in hierdie wêreld moet rondloop. Kom ons dink vir 'n oomblik, broers en susters, in 'n moderne scenario. En dit gebeur baie. Dat iemand wegstap van 'n wille lewe af en die Here aanneem. Op die moment as hy dit laat blyk, hy of sy, dan is dit asof die mense om daardie persoon eienaardig reageer. Of hulle lag daardie persoon uit. Of hulle kan nie glo wat hulle sien nie. Of hulle sit letterlik in wag vir hierdie ou om weer te val. Om terug te val in sy ou weer. Want dit wat hulle sien kan tog nie die waarheid wees nie. Niemand kan vir so lank aansit en voorgee.
Dink ek hoe verskriklik moet dit wees, broers en susters, vir iemand wat hierdie pad kies. En dat ons nie deel sal wees van hierdie mense wat uitlag en wag dat hierdie ou terugval in sy lewe nie. Maar dat ons die mense sal wees wat aanvaar en wat aanspoor en wat sê ek stap saam met jou die pad. Ek help jou as jy op pad is om te val. Dis 'n lewensles wat ons almal maar kan leer. Dat ons hier is ja om 'n voorbeeld te wees ook in ons lyding, maar dat ons hier is om na mekaar om te sien. En dat ons 'n hand sal uitsteek na 'n ou wat swaar kry. En dat ons iemand sal laat weet ek staan langs jou as hulle dit nodig het. En dat ons 'n voorbeeld sal wees vir hulle wat opkyk na ons. En dat ons sal dien. En dat ons sal kies om die lewe te leef wat die Here wil hê ons moet leef, in steede van die lewe wat daar buite in die wêreld so opgehemel word, so aantreklik gevind word. Ek wil vir 'n oomblik stil staan by 5 lewenslesse wat 1 Petrus vir hulle geleer het en waaraan ons ook maar gehoor kan gee. Die eerste ene gaan oor lyding. Hy sê, verduur jou swaar kry met stille vreugde. Hoekom? Hoe is dit moontlik dat 'n mens, wanneer jy siek is en wanneer jy dit nie met jou goed gaan nie, en wanneer jy in 'n gat is, dit kan verduur met stille vreugde? En Petrus sê vir ons, maak net die koneksie daarmee, dat jou lyding inpas by Christus se lyding. En dat sy lyding aan jou lyding betekenis gee. Want jy verduur iets van dit wat Christus namens jou verduur het. En dit gee jou hoop. En dit maak jou stil om te besef dat hy in jou plek gestaan het en ter wille van jou gesterf het. En swaar kry, broers en susters, is die plek waar ons leer om karakter te hê, om geduldig te wees, om uit ons moed en ons oortuiging te leef, omdat ons deur die Heilige Gees leef. So moenie dit verby wens nie. Moenie dink dit is net om jou af te trek en jou af te breek nie. Soek die sin en die betekenis daarvan by God. En leer wat hy vir jou wil leer. En vra hom om vir jou die moed en oortuiging te gee om dit weer te sien. Die tweede ding is, ons moet lewe volgens God se wil en nie volgens ons eie begeertes nie. Jy moet in die oggend opstaan en vir jouself in die oë kyk en sê, goeiemôre vreemdeling. Want jy's 'n vreemdeling in hierdie wêreld. Jy's vreemd. Want dit gaan nie vir jou oor wat jy wil hê nie. Dit gaan vir jou oor wat God wil hê. En wat God se wil is vir my en jou lewe. En dit moet jy net eenvoudig aanvaar. Sit jou hande daarom, maak dit deel van wie jy is. Dat jy kies om God se wil te leef en nie jou eie nie. Die derde ding is, verwag dat jy getoets gaan word. Die Bybel sê dit vir ons. Hy sê, ons word gelouter. Ons word getoets. Mense gaan vra. Dinge gaan oor jou pad kom wat vir jou bykans onmoontlik voel. Maar laat God toe om jou daardeur te begelei. Sodat jy aan die ander kant uitkom en jy kyk terug, dan kan jy God se teenwoordigheid sien. Dan kan jy sien waar hy jou bygestaan het, jou gedra het as dit moet, dat hy vir jou deurgehelp het. Die vierde ding is, leef in liefde. Liefde is die hoeksteen van God se verhouding met ons en ons verhouding met mekaar. Sonder liefde is ons niks. Liefde beteken verhouding, beteken lewe, beteken ek staan voor God, ek buig voor hom, ek dien hom. En as ek dan daarvandaan weggaan, dan dien ek my medemens. Is ek die voorbeeld wat iemand anders dalk nodig het? Is ek die arms en die bene en die stem en die woorde
wat iemand nodig het wat in nood is. En daarmee saam sê hy vir ons, onthou net dat die Here jou klaar toegerus het vir hierdie saak. Hy het vir jou gawes gegee. Hy het vir jou lewe gegee. Hy gee vir jou energie en hy gee vir jou lig en hy gee vir jou alles wat jy nodig het, sodat jy hom kan gaan dien in hierdie wêreld. Gebruik net wat die Here vir jou gegee het. En daarmee saam, broers en susters, omdat ons weet dat ons in liefde leef en dat ons toegerus is daarvoor, gaan doen dit op 'n nederige manier en gaan wees dankbaar. Hierdie week weer hoor ek iemand, redelike bekende persoon wat sê, dankbaarheid is waaroor dit gaan in hierdie lewe. En ek sê dit vanoggend oor en oor, as jy dankbaar is, dan kan jy lewe. Dan kan niks jou onderkry nie. Want dan het jy hoop en jy het lig en jy het 'n rede om aan te gaan in hierdie lewe. Want jy is dankbaar vir dit wat die Here vir jou gedoen het. En dan die belangrikste een, vertrou dat God getrou is. Daar waar ons nie getrou is nie. Want in hierdie verhouding is ons die party wat nie vertrou kan word nie. Wat nie standvastig is nie. Aan die ander kant staan hierdie standvastige, getroue vernoot. Wat altyd daar is. Wat nie gaan wegdraai as jy val en as jy foute maak en as jy swaar kry. Maar wat standvastig daar bly omdat hy liefde is. En enige uitdaging wat aan hierdie kant na mense kant toe kom. Enige ding wat jou aandag kom steel. Dit alles kan ons oorwin omdat ons hierdie standvastige vernoot. En ons moet leef met hierdie vertroue in die ander vernoot wat standvastig bly, al is ek nie. En wat my vergewe as ek val. En wanneer die pad van my moeilik is, daar is. Ek gaan vinnig net weer die 5 vir julle sê. Die eerste een sê, verduur jou swaar kry met stille vreugde. Lewe vir God se wil, nie jou eie begeertes nie. Verwag dat jy getoets gaan word. Leef in liefde. Die belangrikste een, vertrou dat God getrou bly. Mag ons in die week wat voor lê, broers en susters, bietjie iets van hierdie lewenslesse gaan oefen en gaan toets. En daar waar ons besig is, onthou, goeiemôre vreemdeling. Ek is in diens van die Here. Amen. Kom ons bely vanoggend ons geloof in die besondere woorde van Psalm 2:3 aan Koos presiese gebed, laat my nooit die grond verlaat.
dank. Aan U behoort alles wat ek is en alles wat ek doen. Alles wat ek het en alles wat ek is net genade, Here. En ons wil vra, Here, dat U ons in hierdie dae wat voor lê, in lydingstyd, dat U vir ons sal begelei op hierdie pad, om te verstaan hoe diep U lyding vir ons was. Wat het U gekos het om ons te red? Wat het van U gevra het om te sê dat U dit afgehandel het? Toe U gesê, dit is volbring. Here, wat het vir ons beteken dat U opgestaan het en leef, sodat ons in U oorwinning mag leef. Herinner ons daaraan, Here, dat ons oorwin het, wanneer ons twyfel. Herinner ons daaraan dat U namens ons oorwin het, as ons net die pad vorentoe kan sien, as hoop ontbreek, en ons bang geword het. Here, help ons om te kies om elke dag, volgens hierdie reëls te leef wat U vir ons gegee het. Reëls gebore uit die liefde en nie dwang nie. 'n manier van leef eerder as om 'n klomp reëls na te kom. 'n lewenstyl waar ons van U genade afhanklik is en nooit vergeet dat ons hier is omdat U ons vergewe het en omdat U ons liefhet. Here, wil U met ons wees in hierdie week, wil U wees met ons kinders waar hulle assesserings begin doen, dat hulle sal weet U is ook daar saam met hulle en U sal vir hulle deurdra. Ons bid vir hulle, Here, wat siek is en wat die raad en die bystand nodig het. Ons vra, Here, dat U vir ons almal naby sal wees en lief sal wees en ons sal versorg. Dankie dat ons hierdie dinge in U naam mag bid. Dankie, Here, dat ons weet ons behoort aan U. Daar is niks wat ons uit U hande kan ruk nie. Amen. in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.